Prys die Here. Daar is hy. Kom ons kyk of ons kan begin. Kom ek speel so lang, ek is so 2-3 minute oor die tyd. Kom ons speel net gou 'n song en daarna gaan ek open met gebed. Prys die Here. Halleluja. Gloria, halleluja. Kom ons kom vanoggend. Ja, Vader, ons sê dankie, Here, vir die liefde, vir die vrede, vir die goedheid, vir die guns, vir die genade wat U ons gee. Here, Vader, in Jesus naam. En Here, ons sê dankie, Here, dat U die Alfa en die Omega is, die begin en die einde. Dankie, Here, dat U ons toevlug is. Here, Vader, dankie dat ons vanoggend deur U seën, Here, na U toe kan kom. Dankie, Here, dat U seën al ons sondes op hom geneem het. Here, Vader, dankie, Here. Jesus, ek prys en ek loof U. Ek eer en verheerlik U heilige naam. Dankie dat Jesus ook uit die dood het opgestaan het. Wat ons vanoggend die diens het
van die opstanding. Here Vader, dankie dat ons deel kan hê. Here Vader, dankie ook vir Jesus wat opgevaar het na U toe en nou in die regterhand sit. Ja Vader, in Jesus naam, dankie Here. Ek loof en ek prys U in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen en amen. As die tannie is gereed, sy is gereed, kom ons gee gevaar dat haar beurt. Goeiemôre almal, welkom hier vanmôre. Wat 'n wonderlike dag is dit nie? Dis die opstandingsdag van Jesus en ons is almal bly en jubel en eer die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het en vir ons gesterf het aan die kruis. Ek wil net vandag terugvat iets wat die Here met my gedeel het. Na pastoor se preek van Vrydag met die kruisiging. Amen. Praat die Here met my. En hy sê vir my dat Jesus was 30 jaar oud. Toe het hy eers sy bediening begin. Voor 30 jaar hoor jy hier van hom op 12 jaar toe in die sinagoge was, saam met die geleerdes, die skrifgeleerdes, en nooit weer van hom gehoor nie, hy het heeltyd geleer, want dit was nie dit was nie dit was nie toegang, dit was nie hulle kultuur om voor 30 in die bediening te leer. Eers van 30 af mag hulle. En toe het hulle eers vir hom gesê rabbi, en toe het hy eers die woord van die Here begin dien. En voor die tyd het hy heeltyd geleer. En weet jy, hy het sy disippels 'n week voor die tyd gekies, sy 12 disippels, en die volgende week is dit die bruiloft. En hulle is dadelik uitgenooi na die bruiloft toe. En weet jy wat so baie mense sal sê, my aarde, hy het net 3 jaar gehad, van 30 tot 33, hy het net 3 jaar op aarde gehad om die hele wêreld te verander, net 3 dae. En hy gaan sit by 'n bruiloft. En so baie keer, dan wonder ons ook, Here, luister U vir my, is U daar, weet U van my, Here, sien U my behoefte raak, sien U my probleem raak. As ons vinnig kyk toe Lazarus oorlede is, en hulle hom stuur om te sê hy is oorlede, vat hy nog weer 3 dae voor hy daar uitkom, en so elke ander geval het hy sy eie tyd gevat, en almal was ongelukkig. Sy ma sê toe vir hom by die bruiloft dat die wyn is klaar. Hy het geweet die bruiloft gaan klaar wees, hy het dit baie goed geweet, en ons sal nou sê, hoekom het hy dan nie met wyn saam gegaan nie? Hoekom het hy nie voorsorg getref het? Ons sou voorsorg getref het. So ons weg is vir die naweek, dan vat ons alles saam, ons tref voorsorg. So hoekom het hy nie saamgevat, want hy het geweet, en toe sy ma vir hom sê, die wyn is klaar. Dis al wat sy gesê het. Sy het gesê, doen iets nie, sy het gesê, maak iets nie, hy het net vir gesê, it's nie my tyd nog nie. En weet jy, ek dink sy het hom net so gekyk. Ek as moeder verstaan hierdie ding. Sy het hom seker net so gekyk en gedink. Luister, dit was ook nie my tyd toe ek deur al die dinge jou moes aanvaar het in my lewe nie. Jy het ook in my lewe ingekom op 'n tyd wat ek jou net gekry het. Die hele wêreld het my gekruisig voordat ek net swanger is met jou. Dit was ook nie my tyd om op in 'n stal te gaan geboorte gee aan jou nie, maar jy het net gekom. So ek moes jou net hanteer. So hierdie is nou net jou tyd. Of jy dit nou like en of jy dit nie like. Sy het dit nie vir hom gesê nie, maar ek dink sy het dit gedink, dis my eie woorde. Omdat ek 'n ma is, so ek sit weer met my kinders opgetree. Nou ek wil vir jy vandag moedig. En vir jy sê, baie dae is jy moederloos, baie dae is jy magteloos, baie dae voel jy nie lekker nie, baie dae is jy siek, baie dae struikel jy al jare oor 'n probleem. Oor jare sit jy vas oor 'n storie. Jare vra jy, Here, waar is U? Hoekom is U nie daar nie? Hoekom antwoord U nie? Dit is nog nie die regte tyd nie. Onthou, hy was 30 voor hy kom oorvat. Ek sê nie gaan 30 jaar probleem hê nie. Jy moet by die Here se voete bly en wag dat hy beweeg. Moenie jy vir hom sê, Here, wanneer beweeg jy nie? Here, wanneer doen jy iets nie? Here, jy is by mag om iets te doen nie. Wees jy rustig en kalm en bid en glo en vertrou. Moet ook nie moeg raak daar waar jy is nie. Moenie moed opgee nie. Wag daar, die Here sal beweeg. Dit is hoekom hy hier is.
Hy sal voorsien. As jy in die wil van die weë is, van sy weë is, en as jy op sy pad is, op sy plek en hom dien, sal hy na jou omkyk. Here, vanmôre wil ek elkeen na u toe bring en ek wil vir u bid en u vra dat u elkeen se finansies sal seën, dat u elkeen sal seën aan dit wat hulle moet bybring. Daar waar tekort is, Here, daar waar nie is nie, daar waar werkloosheid is, Here, daar waar daar moontlik nie kos op die tafel is nie, dat ons nie sal moedeloos word nie, maar dat ons sal wag totdat Jesus beweeg, want hy sal beweeg. Maar ons moet in sy wil bly. Ons moet kalm en rustig bly. Ons is nie daar met vooropgestelde idees nie. Ons kan nie sê hoe lank nog nie. Ons kan nie vra wanneer doen jy dit nie. Ons kan nie sê hoekom het jy dit nie saamgebring nie. Ons kan nie sê jy net 3 jaar oor om my te seën nie. Ons moet wag, want hy weet. Hy verstaan en hy sal ons nooit as wese agterlaat nie. Hy het gesê in 3 dae se tyd sal ek opstaan. Almal het moedeloos geraak. Niemand het dit geglo nie. Niemand kon eers wag staan by die graf en net seker maak nie. Toe hy sien toe die steen weggerol en hy's nie daar nie. Niemand het hom geglo nie. Weer eens, Here, die mens stel u soveel te leer, maar u gee nooit op ons nie. U is altyd daar. Here, hou ons getrou. Seën my broers en my susters. Seën die broodwinners van die huis. Seën elke belofte en elke saad en elke tiende wat na die huis van die Here toe kom. Seën dit, Here, want dit is hulle getrouheid, dit is hulle beloftes, dit is hulle woord, Here, omdat hulle weet, hulle kan staan op die woord van die Here, om te sê, as ek nie het nie, dan is ek geregtig, en ek kan vra, Here, voorsien, want ek het my deel gedoen. Seën hierdie diens verder, vanmôre is my gebed in Jesus se naam. Amen. Gloria, halleluja, prys die Here uit opgestaan, man. Ons King het opgestaan, ons koning is opgestaan. He's a coming King and he's a risen Jesus Christ. Halleluja, prys die Here. Ons gaan so 'n bietjie lofsang hê. Ons gaan so 'n paar songs sing, maar tot eer van die Here. Julle daar by die huis, as ek nou nie eers, moet julle nou nie ophou sing. Nou moet nou anders sing, ek watch vir jou. En almal wat hier so is so, ja, kom ons sing lekker saam. Ons doen dit tot eer van ons koning wat opgestaan het. Prys die Here, man. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Ons kan die Here net loof en prys. En dan al die lof. Kom ons begin met die eerste song. Amen. Kom ons celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He
deur die bloed van die lam. En daarom celebrate ons vandag. Prys die Here man. Glory, glory, glory en glory, halleluja. Prys net die naam van die Here God Almagtig. Prys sy naam man. Wie heerlik kom nou daar waar jy bereis is. Daar waar jy nou op die bed sit. Ja, wie heerlik sy heilige naam. Halleluja.